Nuus vanaand, die spesiale ondersoekeenheid neem beslag op eiendom van sowat 76,5 miljoen rand van 'n sakeman wat verband hou met kontrakte by Eskom se Kusile en Matla kragstasies. Nog 'n sonkragaanleg naby Hopetown in die Noord-Kaap amptelik geopen. En die geliefde Stormer spanbestuurder Christopher Chippy Solomon tydens 'n spesiale provinsiale begrafnis ter ruste gelê. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die spesiale ondersoekeenheid het 'n hofbevel verkry om bates ter waarde van miljoene rand te bevries wat gekoppel word aan 'n Eskom verkrygingsbedrogspel. Die bates sluit in 17 eiendomme en 7 luukse voertuie met 'n gesamentlike waarde van 76,5 miljoen rand. Die bates behoort aan die sakeman Siyabonga Moses Goodwill Nkosi en sy netwerk van trusts. Ondersoeke toon 'n hoë vlak van gierigheid by die Kusile en Matla kragstasies tussen 2021 en 2023. Dit het getoon dat Eskom amptenare na bewering aankoopfakture gemanipuleer het vir kritieke kragtoerusting wat noodsaaklik is om die netwerk te stabiliseer. Volgens die bevel wat die ondersoekeenheid uitgereik het, mag die bates nie verkoop word terwyl die eenheid die gesteelde openbare fondse probeer verhaal nie. En die nasionale kommissaris van die polisie, generaal Fani Masimola, het in die Pretoria Landdroshof verskyn op aanklag van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Die aanklag onderskei sy saak van die van 15 ander beskuldigdes wat senior beamptes insluit en verlede maand saam met die vermeende misdaadsyndikaatbaas Vusimuzi Cat Maklala in die hof verskyn het op bedrog en korrupsie aanklagte. Suid-Afrika se polisiebaas, generaal Masimola, het verskyn op 4 klagte wat verband hou met die 360 miljoen rand SAPD tenderkontrak wat in 2024 aan Maklala se onderneming Medicare 24 toegeken is. Die kontrak was later ongeldig verklaar. Masimola was nie gearresteer nie, maar wel gedagvaar om in die hof te verskyn, aangesien die klag 'n skedule 5 oortreding is. Hoewel sy saak verband hou met dieselfde kontrak waarvoor Maklala hulle teregstaan, is Masimola se aanklag minder ernstig. Worship, just for the record, the accused in the Matlala matter were arrested as they were charged on Schedule 5 offences. They have appeared before court on the 25th of March, and all the accused, but for accused number 1, Mr. Matlala, was released on bail. Your Worship, Mr. Masimola's attendance this morning is by way of a summons because of the nature of the charges that he is faced with, being 4 counts of the Public Finance Management Act, which does not fall within the ambit of Schedule 5. Die staat sê hy word vertraag met toegang tot Masimola se bankstate. Sy regspan het nie die staat se versoek teengestaan nie om sy saak by die van Matlala se by te voeg. The state therefore requests that the matter be postponed for the accused to be joined as a co-accused in the matter of the state versus Vusimuzi, Matlala and 15 others, the date being the 13th of May 2026. Masimola het kalm voorgekom en gesê dat hy onskuldig is en glo dat die waarheid sal seëvier. He's alleged have done certain things, corruption and what, and I have not done corruption. I'm charged on PFMA, so I don't understand why I should join him, but probably the choice is not mine. Die saak is uitgestel tot 13 Mei. Die nasionale vervolgingsgesag in Gauteng het bevestig dat hy nie die 58-jarige man wat Sondag betrokke was by 'n padwoedevoorval in Emmarentia in Johannesburg in die stadium gaan aankla nie.
Die NVG-woordvoerder Abraham Motlatlole sê die besluit is geneem nadat hulle bewyse van die voorval nagegaan het. Hy meen verdere ondersoek is nodig voor 'n finale besluit geneem gaan word. Volgens die owerhede het 'n onderonsie tussen die twee bestuurders ontstaan waarna 'n skietgeveg uitgebreek het. Die 48-jarige Faisal Ureman is op die toneel dood en sy vrou en die ander motoris gewond. Beeldmateriaal van die voorval het soos 'n veldbrand op sosiale media versprei. After a careful consideration of the evidence of the alleged road rage incident which occurred in Mpumalanga, the NPA has decided not to proceed with the matter pending further investigations. Intussen berei Reman se gesin voor vir 'n gedenkdiens vanaand waarna hulle sy liggaam na Pakistan sal repatrieer. In Mpumalanga het die familie van die moordslagoffer Hillary Gardi aanklagte van dwarsboming van die gereg gelê teen 3 senior beamptes. Die klagte volg na onthullings die afgelope naweek deur die geskorste provinsiale polisiekommissaris Daphne Manamela. Manamela beskuldig generaal-majoor Botsotso Mokwangwe, sersant Jacob Motibe Checho en generaal-majoor Dora Xaba van korrupsie en misdadigheid. Die veroordeelde moordenaar, Rassie Nkune, staan tereg op die ontvoering van en moord op Gardi, die dogter van die EFF adjunk-president Godrich Gardi in 2022. Die saak teen Nkune sal na verwagting oor 'n jaar begin. In 'n klein dorpie in die Gamaja distrik in Limpopo is 6 mense dood wat na bewering besmette kos by 'n begrafnis Saterdag geëet het. Meer as 74 mense is in die hospitaal opgeneem. Kort na die begrafnis het roubeklaars gekla van onder meer diarree, hoofpyne en braking. Sommige meen dat die kos vergiftig is aangesien mans wat hulle kos eenkant geëet het, nie siek geword het nie. Die polisie en die departement van gesondheid het hul eie ondersoeke na die voorval begin. Minstens 15 mense is beseer toe hommeltuie van Rusland die noordoostelike Oekraïense stad Sumy getref het. Verskeie motors en geboue is ook in die aanval verwoes. Die streeksgouverneur van Sumy het in 'n verklaring bevestig dat 15 mense in die aanval beseer is. En ons is net hierna terug met nog nuus in Afrikaans, bly ingeskakel. Die Noord-Kaap maak homself steeds reg as die land se hernubare energie groeipunt. Die 75 megawatt Graspan sonkrag PV aanleg naby Hopetown in die Noord-Kaap is amptelik geopen en gaan genoeg betroubare hernubare energie tot die land se netwerk voeg om sowat 80,000 huishoudings van sowat 4 lede van krag te voorsien. Die bloedige Noord-Kaapse son, gekombineerd met wye oopruimtes, bly die eerste opsie vir hernubare energieprojekte. Die Graspan sonkragaanleg het meer as 150,000 sonpanele, wat elke jaar 180,000 megawatt-ure elektrisiteit opwek. Dit het meer as 400 werksgeleenthede en ander indirekte geleenthede vir plaaslike gemeenskappe geskep. So die plan het vir ons redelik baie geoffer. Die plan het vir ons geleenthede gegee vir catering, vir SME, die plan het geleenthede gegee vir vervoer, so baie geleenthede het gekom, maar ons ook van die view dat die gaan nie die laaste plan wees wat gebou is in die Sianuma area nie, want ons het gesien met dit wat gekom het uit die investment conference met verlede week van die provinsie, daar is baie investeerders wat gereed staan om geld in te sit. Netwerkkapasiteit bly 'n groot probleem. Provinsiale en nasionale regerings onderhandel met Eskom om meer kapasiteit by te voeg.
Grid capacity, has become a big issue in terms of congestion and just not sufficient capacity. But fortunately, with the REAP program, they already identify where there is grid capacity access, and both Kraspan and Crossbreed had already pre-allocated grid access. South Africa is a great environment. The regulation is strong when it comes to environment. It's a country which is well organized, that knows industrial projects. So it's a country where investment is easy. Die Graspan-fasiliteit sal na verwagting meer as 130,000 ton koolstofdioksied vrylatings per jaar spaar. Graspan sal na verwagting vir die volgende 20 jaar operasioneel wees. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Graspan, naby Hope Town in die Noord-Kaap. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek na misdadigheid en korrupsie in die strafregstelsel het gehoor dat WhatsApp-gesprekke tussen die geskorste speurder van georganiseerde misdaad, Sersant Fani Nkosi, en die geskorste finansiële hoof van die Tshwane Metro, Gareth Mnisi, daarop dui dat die man se noue verhouding 2 tenderprosesse negatief kon beïnvloed het. WhatsApp-boodskappe oor 'n voorkeurbeheer in 'n Tshwane Metropolisiedepartement tenderkontrak het onder die loep gekom. And lo and behold, TMPD 3 does get cancelled in terms of a resolution that provides 3 reasons for cancellation, none of which justify cancellation. Jaskelson het Mnisi ook op onreëlmatighede in ander WhatsApp-boodskappe gewys. Sersant Fani Nkosi sou glo gesê het JS verwys na 'n Janine Zibia, maar volgens Mnisi se getuienis het die JS verwysing oor die taksibaas Josie Banyone gegaan. Toe die teenstrydigheid aan hom uitgewys is, het Mnisi sy getuienis toegeskryf aan hoe hy dit verstaan. When we asked Sergeant Nkosi about this meeting, he denied that JS was Josie Banyone. You're clear that it was Josie Banyone? When I sent this, that's what I understood. I can't answer for him and how he understood that. Die verwoorde hier voort. En enkele ure voordat die spertyd vir die verstryking van die 2 weke skietstaking tussen die VSA en Iran, het die Amerikaanse president Donald Trump gedreig om dit nie te verleng as vordering nie gemaak word in môre se beplande onderhandelings in Pakistan nie. Iran het op sy beurt gewaarsku dat hy nuwe troefkaarte na die slagveld sal bring as die VSA sy aanvalle hervat. Intussen is die samesprekings in die weegskaal, omdat Iran nog nie bevestig het dat hy afvaardiging na die onderhandelings in Islamabad gaan stuur nie. Hoewel Amerika vertroue uitgespreek het dat die samesprekings sal voortgaan, het Trump dit duidelik gestel dat 'n verlenging van die skietstilstand nie 'n moontlikheid is as die ronde samesprekings misluk nie. In 'n boodskap op sy sosiale media platform verklaar hy ook dat Iran, volgens hom, die skietstilstand verskeie kere geskend het. Die meeste Amerikaanse kiesers is gekant teen die oorlog wat die VSA en Israel amper 2 maande gelede teen Iran begin het. Volgens die jongste Reuters Ipsos meningspeiling onder meer as 4500 Amerikaners is 74% daarteen gekant. Indien Iran die samesprekings bywoon, sal hy sy beheer oor die straat van Hormuz as hoofonderhandelingspunt gebruik om Amerika te dwing om sy voorwaardes te aanvaar. Dit sluit in 'n einde aan die oorlog en die opheffing van sanksies sonder dat Iran toegewings oor sy kernprogram hoef te maak. Intussen het die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu by 'n gedenkdiens vir slagoffers van militante aanvalle gesê die onmiddellike bedreiging van Iran se kernprogram is afgeweer en dat sy regering sal voortgaan met aanvalle op wat hy bestempel het as terreurstate en terroriste. Kom ons kyk hoe die markte vertoon het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag. Ons sportsegment en die weer vir môre volg net hierna. Bly by ons.
Die DHL Stormers spanbestuurder Christopher Chippy Solomon is tydens 'n spesiale provinsiale begrafnis in Kuilsrivier in Kaapstad begrawe. Solomon is in die ouderdom van 64 oorlede. Familie, vriende en die rugbygemeenskap, insluitend wêreldbekerwenners, het hom beskryf as 'n geliefde vaderfiguur vir baie, 'n opvoeder en 'n leier. Tot sy afsterwe was Solomon 21 seisoene aan stuur van wedstryde by die DHL Stormers. Christopher Solomon, liefdevol bekend as Chippy, het baie hoede in sy leeftyd gedra. Hy was 'n onderwyser en skoolhoof voordat hy na rugby-administrasie oorgeskakel het, waar hy as lewenslange president van die Kuilsrivier Rugbyklub gedien het. Solomon is aangestel as afrigter en keurder van die SA skolespan en was vir die afgelope 22 jaar deel van die senior administratiewe span van die DHL Stormers. Sy lof is eindeloos, maar vir sy familie het hy die belangrikste posisie van almal beklee: 'n geliefde man en pa. For those of you who know my dad's ringtone, Can We Talk by Tevin Campbell, it will always play in my mind, and I keep thinking about the lyric, Can We Talk for a minute, and honestly that's all I wish for. Just one more moment, one more conversation, one more hug, and one more I love you. Chippy, you will be deeply missed, but never forgotten. Your legacy lives on in your family, in your work, the people you touched, and in all of us who had the privilege of knowing you. Ook in die rugbygemeenskap heers daar groot hartseer na sy afsterwe. Hy word beskryf as 'n rugbyreus en 'n vaderfiguur vir talle spelers. Danny Bill, jy was sy grootste liefde. Hy het altyd met soveel respek en wondering na jou gekyk en julle huwelik was iets waarna ons almal streef. Cherry Nina, julle was sy grootste joy. Hy het daagliks vertel hoe trots hy op julle is en hoe baie hy julle liefhet. Ons was saam met julle stikkend en seer. But all the players, as many of the players here in this room know, come from a foundation. And Chippy was part of that foundation. And the foundation starts at school. It doesn't even start at the Stormers. It doesn't even start at under 16, under 19. It starts at school. And being a teacher, Chippy had the privilege of serving and part of the whole foundation by the decades that he worked in our community. Solomon word nie net oorleef deur sy geliefde vrou, Pearl, sy kinders en uitgebreide familie nie, maar ook geslagte rugbyspelers wat hom altyd as oom Chippy sal onthou. Die afrigtingsspan van die Baba Bokke sê speloorheersing is die span se hoofdoel in volgende week se onder 20 rugby kampioenskap in Kebega. Die Baba Bokke het verlede jaar 30 geëindig in die reeks en is vasbeslote om vanjaar as wenners uit die stryd te tree. Suid-Afrika, Nieu-Seeland, Australië en Argentinië neem deel aan die kampioenskap waar tydens elke span een keer teen mekaar speel. 'n titaniese stryd word verwag in die openingswedstryd tussen die Baba Bokke en Argentinië. Die set piece is vir ons altyd baie belangrik. Ons het nou net uit 'n toernooi gekom of uit 'n kompetisie teen Georgia waar dit vir ons natuurlik net so belangrik was, ook teen 'n span wat goeie scrum, goeie maul defense het. En ek dink veral eerste game en ons fokus op die eerste game veral vir ons nou teen Argentinië gaan dit vir ons belangrik wees om genoeg bal te kry om vanaf te speel. Die Baba Bokke is bekend vir hulle regstreekse konfrontasie aanvalstyl. We're going to play some good rugby, you know. So obviously we South Africans, and I mean we love that part of the game. We love that hardness, and we're going to get out. We're going to get in there, and that's the only way. We need to go through, climb in, and then the other things will open up, and then we take it, you know. Die toernooi begin op die 27ste April en duur tot 9 Mei. Kim Daniels, SAIK nuus, Kebega. En dit is waar ons moet haltroep. Mooi aand verder, totsiens.
Goeienaand, hartlik welkom by die weer. Vandag is 60 tot 80% kans vir reën in die sentrale en die oostelike dele van die land, dan is daar ook 'n 30% kans vir reën langs die suid- en Weskus. Vir môre 'n 80% kans vir reën in dele van Limpopo, Gauteng en dan ook in dele van Mpumalanga. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie in die sentrale dele en dan die oostelike dele van die land, waar 'n geel vlak 2 waarskuwing vir rowwe see toestande langs die Weskus en die Suidkus. Vir môre steeds 'n waarskuwing vir ewige donderbuie in die oostelike dele van die land en dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir rowwe see toestande langs die Weskus en die Suidkus. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperatuur. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Pretoria 16:21, Carletonville 20:14 en dan Vereniging het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 21. In Limpopo sien ons verspreide buie en donderbuie, Messina 'n maksimum van 28, Mokopane 18:24 en Burgersfort het 'n minimum van 18 en 'n maksimum van 22. Mpumalanga, Skukuza 20:29, Standerton 13:21 en Ermelo 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 18. KwaZulu-Natal, Ulundi 13:22, Kokstad 7:13 en Ladysmith 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 18. In die Oos-Kaap koel in die provinsie, Komane 3:17, Mkanda 9:18 en dan sien ons ook Mthatha het 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 18. In die Wes-Kaap, Klein Willem 8:19, Kaapstad 'n maksimum van 17, George 16:11 en dan Lensburg 6:15. In die Noord-Kaap mooi weer en sonnig in Springbok met 'n maksimum van 22, Kroeman 10:23 en Kimberley het dan 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 22. Vrystaat, enkele buie en donderbuie, Welkom 12:22, Botawil 'n maksimum van 24 en Bethlehem en Ficksburg albei 'n maksimum van 19. Ten slotte Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Rustenburg 15:21, Tosca 'n maksimum van 26 en dan Vryburg het 'n maksimum van 23. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.